Goeiedag vriende, dit is lekker dat julle weer inskakel. Ons is by ons tweede laaste tema van die apostoliese geloofsbelijdenis. Dit is wel die laaste een van die 12 geloofstellings en volgende week sal ons 'n bietjie opsommenderwys gesels oor alles wat ons gehoor het in die laaste klompie weke en 'n bietjie praat oor, ons het nou gesê ek glo. Wat nou? Wat gebeur met hierdie geloof? Ons tema vandag is eintlik 'n verskriklike belangrike een. Ek glo in die opstanding en 'n ewige lewe. Nou, hierdie is die kern van die Christelike hoop. Sonder dit het ons as Christene geen hoop nie en beteken die res van die 12 artikels, of dit waar is of nie, vir ons absoluut niks nie. J.I. Packer het die volgende gesê: Death is the fundamental human problem. For if death is really final, then nothing is worthwhile save self-indulgence. Nie geloof nie, nie morele optrede nie, nie omgee vir ander mense nie, nie aktivisme nie, selfs nie liefde nie. Net soveel as moontlik selfbevrediging is al wat sin maak as die dood die absolute finaliteit is. En Packer echo ook deur dit wat hy hier sê vir Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 32, as die dooies nie opgewek word nie, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. As die dood finaal is, het hierdie lewe uiteindelik geen betekenis nie. En is die heel sinvolste ding wat jy kan doen, om soveel as moontlik genot vir so lank as moontlik uit hierdie lewe uit te put. Hedendaagse populêre aanhalings wat hierdie sentiment teel, is iets soos live like there's no tomorrow. Of die irriterende stadium wat almal gesê YOLO. You only live once. Doen 'n klomp goed want jy leef net een keer. Of ek is hier vir 'n goeie tyd, nie vir 'n lang tyd nie. Alles is geskoei op die hier en die nou is al wat belangrik is en kry die meeste uit dit uit want dis al wat ons het. En as gevolg hiervan, vir mense wat oortuig is dat die dood die finale einde is, word mense gedryf en doen mense goed deur die loop van hulle lewe terwille van wat Clay Jones, 'n Christelike professor, noem immortality projects, ewige lewe projekte. In sy boek Immortality, How the Fear of Death Drives Us and What We Can Do About It, verduidelik hy wat immortality projects is. Hy sê dis goed wat mense doen om hul naam en hulle herinnering te laat aanleef na hulle dood is. En so 'n tipe simboliese ewige lewe daardeur te kan hê. Dis dan nou goed soos kinders kry. Jou naam leef letterlik voort in jou kinders, en as jy 'n goeie ouer of 'n goeie grootouer was, sal jy dan ten minste nog vir so 2 of 3 generasies onthou word. Mense gaan uit om met kinders te werk. Wie van julle kan nog julle graad 1 juffrou onthou? Ek kan haar nog onthou. So sy het so half 'n tipe van 'n immortality project, of sy dit nou wou doen of nie, ek kan haar onthou. Voorouer aanbidding, natuurlik baie sterk in Afrika en Oosterse kulture, en dit gaan geslagte terug, is om jou voorouers lewendig te hou, deur hulle in herinnering te hou. En dan natuurlik ook om goed te skep, kunswerke, boeke skryf, monumente bou, ontdekkings te maak, wat lank sal aanbly na jou dood. As 'n mens dink aan die werke van Da Vinci, as 'n mens dink aan die goed wat Dante geskryf het, Columbus en Van Riebeeck se ontdekkings en dit wat hulle alles natuurlik gedoen het. Nog 'n immortality project is om 'n held te wees. Dink nou gou elke jaar in Amerika, hoe brandweermanne weer opnuut geëer word, elke keer op 9/11, brandweermanne wat hulle lewens gegee het in daardie verskriklike dag. Helde fiksie is ook, wat dan in Engels is heroic fiction, is ook die populairste boekgenre in die wêreld, helde fiksie. Dan goed soos aktivisme, om deel te neem aan dinge wat sosiale verandering gaan bring, sodat jou naam daaraan gekoppel kan word. Byvoorbeeld iemand soos Mandela, of William Wilberforce, wat gehelp het om slawerny te beëindig. En dan nou laastens, om beroemdheid te verwerf, van filmsterre tot reeksmoordenaars. Jou naam word in die annale van die geskiedenis opgeskryf, as gevolg van die beroemdheid wat jy verwerf is. Dit alles nagestreef om onthou te word
wanneer ek by my dood in die niet in verdwyn. Uit sekulêre oorde is daar ook baie nagedink oor die probleem van die dood. Hier in die 1970s is daar 'n man met die naam Ernst Becker wat 'n boek geskryf het, The Denial of Death, die ontkenning van die dood. En hy meen alles wat 'n mens in hierdie lewe aanpak, is 'n manier om die idee van die dood en die nadenke oor die dood so ver as moontlik op die agtergrond te skuif. En of selfs om dan net te leef asof jy nie eendag gaan sterf nie. Dit is dan nou goed soos die najaag van 'n loopbaan, die najaag van bevordering, meer geleerdheid, grade, meer geld, liefde, vriendskapsverhoudings. Al hierdie dinge om die gedagte van die dood so ver as moontlik op die agtergrond te skuif. Ook dan nou alle forme van vermaak. Sê hy is om ons te verdoof teen nadenke oor die dood. Vakansies, flieks, series, sport, toer, visvang, game speel, lees, sosiale media, kroeg toe gaan, klub toe gaan. Alles maniere om ons te verdoof en te weerhou daarvan, om te hoef dink oor die dood wat ons almal eendag gaan moet binnegaan. Nou, omdat ons wêreld so sekulariseer het meer en meer mense meer en meer 'n hoop op die ewige lewe of 'n lewe na die dood afgesê en het dit meer nodig geraak om mense se gedagtes besig te hou met goed wat hulle gedagtes wegvat van nadenke oor hulle eie sterflikheid. En om juist dan so min as moontlik tyd te hê om te dink oor die fataliteit van die lewe, dat alles wat jy doen eintlik betekenisloos is. Nou dit veroorsaak egter 'n baie groot botsing wanneer Christene deelneem aan hierdie immortality projects, veral met die doel om onthou te word. Maar ook wanneer ons dinge najag of dinge in hierdie lewe toelaat wat ten doel het om die dood vir so lank as moontlik te ontken of denke oor die dood so ver as moontlik terug te skuif. Nou hoekom sê ek so? As gevolg van iets wat Frank Turek, Dr. Frank Turek is 'n Amerikaanse apologeet, iets wat hy gesê het. Hy het gesê, en ek het dit al voorheen genoem ook, the idea that you can be so heavenly minded that you are of no earthly value is absurd. Historically speaking, it has been the people that were the most heavenly minded that were of the most earthly value. En ek het dit vroeër in die reeks ook gesê, dat diegene wat die mees omvattende verstaan gehad het van die lewe hierna, Jesus, Paulus, Augustinus, Luther, was juist die mense met die grootste impak in hierdie wêreld. Nie mense wat die idee van die dood so ver as moontlik op die agtergrond geskuif het, of nadenke oor die dood probeer verdoof het met 'n klomp ander goed, maar die mees omvattende verstaan gehad het van die lewe wat na die dood kom. Nou ek het laasweek iewers gesit en dink, toe kom die volgende gedagte by my op, en wat ek natuurlik soos 'n goeie millennial toe dadelik op Facebook moes gaan deel het, en natuurlik ook in Engels, maar ek het gedink, I just had the most humbling thought. In looking forward to living in God's new creation, I don't want a house, a car, money, a following, a platform, or even clothes. I just want the unfiltered and unfettered presence of God. So why are all these things so important to me now? En die volgtrekking wat ek toe in die eerste comment sommer onder hierdie post gemaak het, is ek dink hoe groter die verlange om na ons hemelse huis te gaan, hoe groter die fokus en erns wat ons in ons roeping in hierdie wêreld sal instoot. En Paulus bevestig ook hierdie idee in Filippense 1 vers 23 en 25. Hy sê, ek is in 'n tweestryd. Hy sit in die tronk, hy skryf aan die gemeente in Filippi, en hy sê vir hulle die volgende, ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Hy is reg om dood te gaan. Want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly. Ja, vir julle almal behoue sal bly. Sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. So hoe meer hy verlang na die heerlikheid wat by Christus in die hemel op hom wag, hoe dringender word hy gewys op sy roeping. Om die vreugde en die vrede en die verlange na sy eendaghuis by soveel as moontlik ander mense hier op aarde te laat kom. The more heavenly minded, the more earthly value. En wat hiermee saamhang is iets wat baie verliefdes baie keer vir hulle geliefdes sê. Ek is bereid om vir jou te sterf, so lief is ek vir jou. En wat Paulus hier sê is effektief, sê hy vir Jesus, ek is bereid om te bly lewe, so lief is ek vir jou.
Ek weet dit is 'n tweede graad lewe hierdie, moeilik, seer, swaar, hartseer, sukkel. Maar terwille van die eerste graad lewe wat ek by U gaan hê, wat daar vir my wag, sal ek bly en my taak klaarmaak totdat ek heeltemal uitgegiet is. In Romeine 8 vers 18 sê ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. En nou miskien so 'n bietjie ongemaklike vraag. Wie van julle is bang vir die dood? En ek is. Want ek weet nie hoe dit gaan wees nie, en as ek so na die stories luister van 'n klomp mense, dan klink dit vir my of dit redelik onaangenaam kan wees. Maar weet jy waarvoor is ek nie bang nie? Vir dit wat daarna kom. Inteendeel, ek kan nie vir julle beskryf hoe baie en hoe gereeld ek daarna uitsien nie. Natuurlik tot my vroutjie en my sielkundige se groot bekommernis. Ek grap net, my vroutjie is nie daaroor bekommerd nie, en dieselfde kan wel nie van my sielkundige gesê word nie. Maar ek wil vir julle graag 'n klip wys. En dit kom uit die fliek The Apostle. En dit gaan oor die lewe van Paulus. Heel op sy einde in Rome, en Lukas, wat die evangelies geskryf het, of die evangelie Lukas geskryf het, en ook Handelinge, kom by hom aan, en hy wil 'n klomp gedagtes, laaste gedagtes oor Paulus wil hy neerpen, so hy spandeer 'n bietjie tyd met hom. En ek wil net vir julle 3 stukkies uit hierdie fliek wys. Die eerste deel is, Lukas is gevang, en hy is in die tronk, saam met 'n klomp Christene wat die volgende dag in die arena vir die leeu's gegooi gaan word. En dan al die Christene wat daar is, en almal wat dan ook saam en vir hulle bid. Die tweede gedeelte is nadat hulle toe nou die oggend vir die leeu's gegooi is, waar Paulus by 'n Romeinse centurion, wat in beheer was van hierdie gevangenes, en ook in beheer is van Paulus as 'n gevangene, waar hy dan bietjie met hom praat, die goed wat hy daar so sê. En die derde deel is waar Paulus en Lukas dan nou praat oor dit wat gebeur het. En dan sal ek vir julle ietsie verder sê as ons dit klaar gekyk het. I know you. You're the one traveled with Paul. Luke, the physician. I am. Do you know what will happen to us? They tell us nothing in here. There will be games tomorrow. Everyone, gather around. Gather around. It will be a moment of pain, but only a moment. Only a moment. And then we shall be home in the presence of our Lord Jesus Christ forever. You see, in my heart, I felt that there should be some kind of retribution against the Romans for the crimes that they have committed. But there can be only one way. Remember as our Lord spoke from the cross. Father, forgive them, for they know not what they do.
am sorry your people died today. Have you ever been sailing? Yes? Imagine yourself looking out at the vast sea before you. You reach down and you put a hand into the water and you scoop it up towards you. Immediately the water starts leaking through your fingers until the hand is empty. That water is a man's life. From birth to death, it is always slipping through our hands until it is gone. Along with all that you hold dear in this world. And yet the kingdom I speak of, that I live for, is like the rest of the water out in the sea. Man lives for that cup of water that slips through his fingers. But those that follow Jesus Christ live for that endless expanse of sea. I heard the cheers of the crowd from the Roan's house. I shall not forget their faces for as long as I live. Trumpets would have sounded loudest when they arrived home. A mighty celebration was held today. A mighty celebration. Nou wat vir my verskriklik uitstaan in hierdie ongelooflike fliek oor die algemeen, maar veral hierdie 3 gedeeltetjies, is waar Lukas vir die mense in die tronk sê. Nou natuurlik gedramatiseer, dis nou nie iets wat ons in die Bybel lees nie, die beginsel is baie Bybels, maar hy sê daar vir hulle, die dood is 'n oomblik van pyn, en dit word gevolg dan deur 'n ewigheid by Jesus. En Clyde Jones in die boek wat ek hierbo aangehaal het is, sê dieselfde, hy sê, eternity will dwarf earthly suffering to insignificance. 'n Oomblik van pyn, gevolg deur 'n ewigheid by Jesus. Die tweede stukkie wat vir my verskriklik uitgestaan het, is waar Paulus, weer eens, Bybelse beginsels, maar dit staan nie in die Bybel wat hy daar gesê het nie, natuurlik net vir die storie bietjie gedramatiseer, waar hy sê, 'n mens se lewe is soos daai handjie vol water, en meeste mense leef vir daai handjie vol water, wat gedurig deur 'n mens se vingers wegglip, terwyl die oneindige see van God se koninkryk voor 'n mens oop lê. En die laaste ding wat Paulus gesê het vir Lukas, daar was vanoggend 'n groot feesviering in die hemel, toe die martelare na hul hemelse tuiste toe teruggaan. Toe hulle daai geloofsekerheid gehad het om eerder doodgemaak te word, deur leeu's opgevreet te word, saam met hulle kinders, as wat hulle vir Jesus gaan verloon, om vrygelaat te word, omdat hulle absolute hoop in hom geplaas is. Nou daar's 'n ou gesegde wat sê, 'n goeie prokureur met jou kan vertel dat jy hel toe gaan, op so 'n manier dat jy na die trippie uitsien. En in lyn hiervan is ek vas oortuig dat 'n goeie predikant moet jou kan vertel dat jy hemel toe gaan op so 'n manier dat jy daarna uitsien. So ek gaan nou vandag probeer om 'n goeie predikant te wees. Hoop is die enginekamer van ons lewens. En waarop en waarin ons hoop bepaal op die ouend alles wat ons doen. En die van julle wat die fliek Shawshank Redemption kan onthou van die klomp wat daar in die tronk gesit het. Ek dink dis hoekom Morgan Freeman vir Andy op 'n stadium gesê het, hope is a very dangerous thing to have in prison. In here, hope will get you killed. En ons kan dieselfde sê van daardie Christene. Hope got them killed. Nou die 12de geloofstelling van die apostoliese geloofsbelijdenis is die hoop wat Christene het. Dit is veronderstel om die hoop te wees waarvoor ons bereid sal wees om ons lewens te gee. En julle kan blaai na 1 Korintiërs 15 en ons gaan lees vers 22 tot 44. Ek sal dit ook hier op die skerm gooi as julle nie nou dadelik of net die video wil stop en eers blaai nie, kan julle maar net saam lees. 1 Korintiërs 15 vers 42 tot 44. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. En aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. Nou die van julle wat al bietjie ouer is, sal hiervan getuig.
Daar kom 'n stadium in jou lewe waar dit vir jou voel of jou lyf jou in die steek gelaat het. Vir my was dit 'n groot sprong toe ek 'n leesbril moes gekry het. En die feit dat daai squat styf van gym nie na 2 dae sommer net meer weg is nie. En as jy oud genoeg raak of selfs sê maar weens ongeluk, kom jy by 'n punt waar jy sê dit is nie meer lekker nie. Ek wil nie meer in hierdie lyf wees nie en ek wil nie meer hier wees nie. In Klaagliedere 12 vers 1 tot 7. Ek gaan sulke kort stukkies net uit dit uithaal. Ego dit. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Dit siet my lekker nie, ek hou nie daarvan nie. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word, en ook die daglig, wanneer die oë begin sleg raak. Dit is die tyd wanneer die sterk manne waggel, en die malers, jou tande, die malers ophou maal, omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing. Staan ons maar vroeg op, want ons gaan slaap al 4 uur in die middag. Al hoor hy geen lied meer nie, die ore het gegaan. Dit is die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan, en die wat treur op die straat rondgaan. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was, en die gees na God terugkeer, wat het gegee het. En dis die hoop wat in ons lê, dat wanneer Christus ons uit die dood gaan opwek met sy wederkoms. Ons nie net maar weer teruggesit gaan word in hierdie verganklike, moe, seer, breekbare lyfies nie, maar dat ons nuwe geestelike liggame gaan kry. En geestelik beteken nie hier 'n spookie lyfie nie, maar 'n lyf wat oneindig meer gehalte het as die een wat ons nou het. En soos Jesus sal lyk na sy opstanding, dis 'n lyf waarin sy persoonlikheid en sy herinneringe behoue gebly het, is een wat kon dink, eet, drink, loop, spring en lag. C.S. Lewis verduidelik dit so mooi, op 'n manier wat net hy kon. Hy sê soos wat jy eers 'n ou holrug makperd gegee word wanneer jy leer perdry, sodat jy wanneer jy reg is op die sterk lewendige een kan klim waarmee jy kan hardloop en spring. So kry ons eers hierdie verganklike brose liggame om ons voor te berei vir die geestelike liggame wat ons by Jesus se wederkoms sal hê. En wat sal ons met hierdie nuwe liggame in God se nuwe skepping doen? Heeldag op 'n wolkie lê en harp speel of onder 'n boom lê en heeldag lank net vrugtesap drink, 'n ewige kerkdiens in 'n vreeslike groot wit kliniese hemelse saal. En ek het dit miskien al voorheen ook gesê, maar die cartoons en die flieks en die reekse wat ons vandag het ons regtig 'n baie skewe idee gegee van die hemel. Dis 'n koue, kliniese, vervelige plek. Maar wat ten minste beter is die alternatief. J.I. Packer sê die volgende, en hy word ook geëgo deur die groot Nuwe Testamentikus N.T. Wright. Hy sê, what will we do in heaven? Not lounge around, but worship, work, think and communicate, enjoying activity, beauty, people and God. First and foremost, however, we shall see and love Jesus, our Savior, Master and Friend. En hy sê ook volgende, we cannot visualize heaven's life, and the wise man will not try. Instead, he will dwell on the doctrine of heaven, which is that there the redeemed find all their heart's desire, joy with their Lord, joy with his people, and joy in the ending of all frustration and distress, and the supply of all wants. In oomblikke van groot pret en genot kan ons onsself hoor sê, ek wil nie hê dit moet ooit stop nie. Maar dan doen dit. Die ewige lewe by God gaan anders wees. Dit is ewige vreugde, 'n ewige vrede en 'n ewige genot in 'n liggaam wat nooit moeg word nie, wat nooit oud word nie en wat nooit die dood sal proe nie. Those that are the most heavenly minded will be of the most earthly value. As jy hierdie prentjie van God se ewigheid en die hoop op 'n nuwe liggaam, 'n nuwe lewe in Jesus se ewige teenwoordigheid, as hierdie prentjie vir jou so ingekleur kan raak, dat jy met verlange uitsien daarna, is dit wanneer jy die meeste inspanning in jou aardse roeping gaan begin insit. Want Christen wees beteken dit, uitsien en verlang na die opstanding en 'n ewige lewe by God. Ons eindig ook weer hierdie week af met die 12 artikels, en soos wat ons elke week vir mekaar gesê het, elke keer wat ons dit saam met mekaar opsê,
doen ons twee dinge wat die vroeë kerk ook deur al die eeue gedoen het, elke keer wanneer hulle hierdie geloofsbelijdenis saam opgesê het, is ons onderwerp ons aan God se storie. En ons verwerp alle stories van die wêreld wat in stryd is daarmee. Wat ons verwerp vandag, is die wêreldse storie dat hierdie lewe en hierdie oomblik al is wat ons het. En ons moet die meeste daarvan maak en ons moet soveel as moontlik genot daaruit put. Eet en drink wat môre sterf ons. En is ons vergete. En niks wat ons doen is eintlik het eintlik betekenis nie. Ons verwerp dit. Wat ons doen het ewige betekenis. God se storie sê, daar's 'n ewige lewe en 'n nuwe liggaam wat vir ons wag in sy ewige teenwoordigheid. So kom ons sê die 12 artikels saam met mekaar op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Here, ons word vreemde en snaakse prentjies gevoer uit klomp oorde uit, oor hoe die ewige lewe eendag by U gaan wees. En ek dink die groot vrees, wat selfs baie Christene het, is, dat dit op 'n stadium vervelig gaan raak. Dat dit nie so wonderlik gaan wees, soos wat ons onsself dit indink nie. Here, dan sien ons in die woord, dat ons onsself nie kan indink hoe wonderlik dit gaan wees nie. Ons hoor van 'n nuwe liggaam wat ons gaan kry. Ons verstand kan nie verstaan hoe lank en selfs hoe 'n ewigheid gaan wees nie. Ons weet nie hoe dit gaan wees om in U ongefiltreerde teenwoordigheid te mag staan nie. Dan wil ons saam met daardie Engelse lied sê, I can only imagine what it will be like. Here, ons weet, omdat ons U ken as 'n goeie God, 'n heilige God, 'n God van oneindige kreatiwiteit. Here, dat ons nie 'n idee het wat vir ons in U nuwe skepping, in U teenwoordigheid wag nie. Saam met die skrywer John Newton van Amazing Grace, wat hy sê, when we've been there 10,000 years, bright shining like the sun, we've no less days to sing your praise than when we've first begun. Here, dat elke dag, elke 1000 jaar, elke 10,000 jaar, net nog meer rede gaan wees, wanneer ons by U is, om U lof te besing, en vreugde in mekaar se teenwoordigheid, en ook in U sin te kan vind. Here, help ons om met die prentjie in te kleer, sodat dit ons hoop is, wat ons dryf in alles wat ons in hierdie lewe hier op aarde gaan doen. Dankie Here, ons bid hierdie dinge alles in U naam. Amen. As sy vriende, 'n geseënde week vir julle.